Ek is Daniel Roberts. Almal noem my Danny, hulle ken my as Danny. Julle praat van Daniel Roberts, ek ken die mense nie. Ek weet nie wie dit is, maar hulle ken my as Danny. Almal ken my Danny. Maar wat ek sê is die keer ek het by die fabriek gewerk SAD. En toen my baas hier 'n oggend vir my gesê, maar jy moet op die dak opklim want dit lek op die boks. Maar ek moet gaan regmaak daar. Ek sê ek kom okay. Ek kan nie om my, ek sal gaan. En hy vat, hy sê klim my man is hoog. Hy sê gee vir my die hy sit in die vergeyser en hy sit ding so 2 of 3 kratte steek hy. En ek klim in die kratte en hy stoot my met die vergeyser op. Ek moet nou eers gaan kyk. En ek gaan kyk toe en ek sê vir my weet al wat om te doen. En hy haal my af en hy sê vir my kom kry jou goede en ek gee die hele dag vir jou. Hier op die dak. Ek sê vir etenstyd kom afhaal of jy kan jou kos saamvat, maar hy sê die hele dag vir jou. Hy kom en hy stoot my op. Weer. Ek gaan afdoen en toe sê weer op vir die dag met my verf en my alles om goed te my sal sien en Pieter. En maar wat ek so stap, ek nog nie begin nie. Ek trap ek op die dak. As 'n plek wat ek getrap, toe voel ek net ek raak weg. Toe breek hy dak met my en ek val dwars deur die dak. Onder. In die fabriek. Onder op die vloer. Langs die vergeyser waar daar staan. En maar ek weet toe nog so even van my iets. Wat ek daarvan, maar ek voel toe, ek kan nie opstaan. En ek weet toe van my daarom, maar ek kan net nie opstaan nie. En dis die lang die my baas, die klinieksuster gaat halen om my in te spuit en wat hy vir my gesê, maar hou net aan die gesels, laat hy nie. Laat hom net aan die gesels. Ambulance is gekom, om my storie kort te maak, om my weggevat. En ek weet my min van my af. Ek is toe weg. Ek weet in Swellendam beland het, maar ek weet ek een booster. Maar wat ek aan booster kom, toe voel ek maar ek voel nou 'n bietjie beter. Maar voordat toe ek hier weg is, sê die vrou wat my gery, die ambulansrywer, sy het hier by die damme, soos ons nou gery. Daar het die ambulans het sy gesê, die ambulansrywer stop. Ek het nou al 2 keer die hartmasjien op hom gehad. Hy gaat niks aan nie. En hy gaat nie, hulle sal hom na polistasie toe, nou weer terug. Maar toe dink sy net so, maar sy gaan maar nog 'n kans vat. Toe sê sy maar, toe maar, ry maar. En as het, sy sê daar by Buffelsrivier, toe voel ek voel net drade wat binne my mond is. Toe kom ek by, net so 'n klomp drade wat binne my mond is. En toe hoor ek een sê, hoor ek, maar dis seker die ambulans. Toe sê sy, maar ek sien hy het bygekom. En sy roep aan my ka op my naam en toe vind ek het, maar waar is ek? En toe is na by die hospitaal al die tyd. By die hospitaal gekom, ek het ook net 'n rukkie in die hospitaal toe. Ek weet ja van die toets. Ek kan woensdag wakker skrik. Toe vind ek, maar ek lê aan nou. Op my rug, maar ek is vastgemaak. Maar het is donker. Het is koud. Je zegt, I'm cold. Dan kijk ik die stoel, maar waar is ik?
Jy kan nou al vergeet van die gevallery op pad. Toe ek so kyk, dis sien ek sulke goede so opgesteek hier langs aan my. Sin soos planke en goed. Wat ek so in die donker te kyk. Maar bly maar nou, maar was ek, dis mense rondom my nie. Maar ek so afkyk, toe sien ek haar onder in die gang. Haar maak 'n deur oop. En ek roep toe sommer. En wat ek roep, sien ek hy een sien my. En hy een kom toe so op haar na my toe. En waar hy een opkom na my toe. En net so ver soos een Pieter van my afgekom het, die ene maat. Hy vroeg my laat sy omdraai, laat sy hardloop daar af. Hy vroeg my laat sy hardloop daar af. Ek dink, ja, ek is alweer net daar wat ek was. Wie gaat my help? Ek was ek. Ek weet van haar se af hardloop daar. Toe ek weer my kom kry. Ek het weet toe seker in 'n koma gegaan. Toe skrik ek binne in die hospitaal wakker. Toe die dokter vir my gesê, onthou jy gaan vir 6 weke op jou rug lê hier by my. Ek sê ook, dokter, maar ek het nog gedink, ag, die dokter maak 'n grap. Hy vir 6 weke. So 'n paar weke toe sê hy vir my net so, maar ek gaan weer oorplaas in Swellendam toe. Dit is al 'n bietjie nader vir jou familie en so. Toe ek in Swellendam kom, toe sê die susters van my, jong, maar jy jy nie dood verklaar nie. Ek sê nie. Ja man, toe stap sy en sy gaan die ander susters roep. En hulle kom toe. Sê hulle, ja, jy moet daar nie op. Ek sê ja. Nee, maar jy is dood verklaar. Jy is aan dood verklaar. Ek sê nee, ek sê doe hier is ek. Ja, ek sê nee, hier is ek. Ja. So het ek so aangesteek. Want hulle het wettig gesê hulle vir my, ek is dood verklaar. En hy susters skrik toe hulle my sien. Hulle sê, dit kan nie waar wees nie. Maar wat ek het toe hy so kom. Jy mense, ek het agter my sien geloop en so, en hulle het my weer geleer loop van vooraf. En toe het ek huis toe gekom. En ek was so 'n pad, so 'n tyd by die huis op die 2 kerke. Ek was net koud. Dit was koud. Maar ek, soos ek sê, ek het nie geweet waar is ek nie. Ek het van alles vergeet. Ek kan vandag toe nog nie dink, hoekom het ek nie gedink aan my vrou, aan my kind wat by die huis is nie. Maar ek dink nog vandag toe nog daaraan. Maar ek het nie eers ek kan vandag toe nog nie dink, hoekom het ek nie gedink aan my vrou, my kind. Daar was nie so 'n gedagte van my nie. Ek was net, ek weet nie wat het gebeur nie. En Maar dis elke man wat hier rondloop met 'n doodsertifikaat klaar nie. Yes. Maar die suster van my sê, nee man, jy is dood verklaar. Maar sy het my nie gesien kom nie. Nou, hulle kom ons nou om, jy nou klaar daar, die susters wat jy... Man. Ek sê, suster, maar hier sê ek. En ek het weer gekom, ek het weer gedraai.